Goed, nou doen ons die algemene grootboekrekening 1.1.4. Nou dis eintlik redelik eenvoudig. Die moeilikste deel van hom is ons moet die saldo aan die begin van die jaar uitwerk. Hulle het nie vir ons gegee nie, nê? Waar kry ons dit? In die bankversoeningsstaat aan die einde. So nou gaan ons sê die saldo aan die begin, maar dit was 'n negatiewe saldo, nê? Want dit was 'n ongunstige saldo. Minus 20.500. Nou plus ons die kredietinskryfing van 55400. Hoe weet ek dis krediet? Dis 'n KOJ inskrywing, dis krediet, nee, ons ontvang geld. En EFO's is 'n debietinskryfing, dit maak geld minder, so dan minus ons daai 23.500 en ons minus 12.850. En dan kry ons 'n saldo, kredietsaldo, so dit gaan weer 'n negatiewe saldo wees. Ek gaan hom sommer net in hakkies skryf van 1450. So wat gaan ek met daai saldo doen? Ek gaan hom in my algemene grootboek skryf aan die kredietkant. Dit gaan die 1 Januarie wees. So ek gaan sê Januarie die 1ste, saldo afgebring. En dit gaan wees 1450. Nou die volgende maklike deel is, nou moet ons die joernale oorboek. So die eerste joernaal was die KOJ en sy totaal, en dis nou 'n lekker saamwerkpunt, gaan wees 109.425. En waar kom die KOJ in die algemene grootboek? Aan die debietkant. So aan die einde van Januarie gaan ons sê totale ontvangste. Jy kan ook sê diverse rekeninge, nê? Ontvangste KOJ en die bedrag is 109.425 en jy skryf hom net so oor. En nou die KBJ is daar en hy kom aan die kredietkant, nê, dit gaan wees totale betalings of diverse rekeninge, nê. Totale betalings 97450. En nou moet ons net balanseer. Jy sal sien hierdie kant is meer. So ons gaan hom die totaal maak 109.425 109.425. En nou gaan ons die saldo uitwerk. So ons gaan daai aftrek om te kyk wat kort hierdie kant. So dit gaan wees saldo oorgedra is 10.525. So ons gaan sê daai bedrag minus minus en dan kry ons die saldo. So die 1ste Februarie 1ste saldo afgebring is presies dieselfde as daai ene, dis 10.525. Okay. En dit is die bankrekening. Wat moet jy onthou van hierdie bankrekening saldo? Hy gaan nou kom aan die debietkant van jou bankversoeningsstaat, nee. So onthou om daartoe te vat net nou.